Vir my is dit 'n groot voorreg om vanmôre in hierdie diens te kan wees, wat die Here met ons gespreek het, dat hy ons weer attent gemaak het op sy teenwoordigheid in en deur ons, en dit het by my opgekom van Christus in ons en Christus deur ons. Dit is mos ons logo, ons lese, Christus is in ons, maar hy moenie net daar bly nie, ons moet dit uitstraal, sy liefde is so groot, en voor die diens het ons ook so baie gesing van sy liefde, en dit het so in my hart gekom, en my hart het eintlik gejubel van sy liefde, dit wat hy vir ons aan die kruis uit gedoen het, maar daai liefde moenie net in ons harte bly nie, daai liefde moet ons uitstraal na ons medemens, dit moet so uitborrel uit ons binneste toe. Nou, die Here het my hierdie week besig gehou met 'n saakie wat na in my hart is, en iemand het vir my 'n prentjie gestuur met 'n gedeel van 'n huisgesin, en een van die huisgesinlede is op die punt, hy staan op 'n brug, en hy's op die punt om oor hierdie reëling te spring. En die prentjie illustreer hoe sy huismense en familie hom vasmaak met toue en hom behoorlik gryp, sodat hy nie doen wat hy beplan het om te doen nie. En dit het so tot my hart gespreek, en ek het dadelik aan broederliefde gedink. Hoe lyk ons broederliefde? Hoe is ons liefde onder mekaar, onder ons as gesin? Ons is mos 'n gesin van die Here. En ja, daardie liefde wat daar tussen familie en ook mede-pelgrims behoort te wees, want ons is almal deel van 'n familie, broers en susters in die Here. En nou dit het my geïnspireer om die woord van die Here te vat en te gaan kyk. Nou, wat sê die Here oor broederliefde? En ek was verras oor al die skrifte wat daar in die woord geskryf staan oor mekaar. Dit is nogal opvallend, ek noem net so 'n paar voorbeelde daar staan, dra mekaar se laste, en dis in Galasiërs 6 vers 2, dan staan daar ook, bid vir mekaar, vergewe mekaar, wees gasvry onder mekaar, aanvaar mekaar, leef in vrede met mekaar, en so is daar nog baie meer. U kan gerus 'n studie daarvan gaan maak en kyk hoeveel verse daar is wat sê mekaar, ons moet mekaar dra. En hier word nie gepraat van die vreemdeling nie. Nee, dit is ons eie broers en ons eie susters om ons van wie hier gepraat word, wat die Here verwag. Die Here verwag van ons dat ons moet uitreik na armes en elendiges en weduwees, maar 'n duidelike oproep is daar om ons as kinders van die Here, broers en susters, huisgesin van die Here, moet saam staan. Ons moet mekaar help, ons moet mekaar ondersteun met broederliefde. Nou, verlede week het die Here ook deur sy Gees met ons gespreek oor broederliefde, en ek kon my hart regtig gaan ondersoek om te sien waar daar tekortkominge in my lewe is. Want so maklik kan 'n mens jou kop wegdraai van iemand, 'n ander persoon, 'n ander broer of suster wat in nood is. Nou, daar is oomblikke in die lewe waar een van ons mede-pelgrims op die rand van 'n afgrond staan. Ons weet dit, ek dink baie van ons het self al op 'n rand van 'n afgrond gestaan. Dit is nie 'n altyd fisiese een nie, maar dis emosioneel of 'n geestelike afgrond. Dis daardie plek wat verhoudings breek, woorde seermaak en verwydering stilweg intree tussen broers en susters, selfs binne die liggaam van Christus. Baie sê, ek sien nie meer kans, ek het die einde van my kragte bereik, en daar hang 'n donker wolk oor menige van ons mense. En dit is nie ongehoord onder die kinders van die Here nie. Baie sal sê, maar julle het dan die Here in julle harte. Maar nee, ons as kinders van die Here word ook moeg. Selfs Elia het gevra dat sy lewe tot 'n einde moet kom. Hy was ook depressief, moedeloos en wanhoopig. So ons kan ook in daai gat beland. Ons leef in 'n tyd waar broederliefde nie altyd vanselfsprekend is nie. 'n tyd waar elkeen so op homself gefokus is, en ek praat eerste met myself, maar die Here roep ons vandag terug van daardie selfsugtige lewenswyse om uit te reik na ons medebroer en suster. Hy roep ons nie net om saam te staan nie, maar om mekaar lief te hê. Sy liefde was volmaak. Ons het dit vanoggend gehoor. Ons het daaroor gesing. Sy liefde moet deur ons straal na ons medemens. Nie oppervlakkig nie net met woorde nie, maar met liefde
wat dra, wat vergewe en wat herstel en wat gee, daai liefde. Want broederliefde is nie net 'n mooi idee of 'n mooi vertoning nie, dis 'n lewenslyn wat keer dat ons val. Stel jou voor, 2 broers wat saam 'n berg uitklim. Hulle is 2 broers, die pad is steil, die wind waai en dit is warm en langs hulle is 'n diep afgrond. Terwyl hulle klim, begin een broer moeg raak. Sy hande gly, sy voete raak onseker en hy begin agterbly. Die ander broer sien dit, maar in plaas daarvan om aan te gaan, hou hy stil en hy draai om. Hy reik sy hand uit en sê, hou vas aan my. Stap vir stap help hy sy broer vorentoe. Partykeer moet hy hom amper dra. Partykeer stryk hulle albei amper, maar hy los nie sy broer se hand nie. Wat sou gebeur het as hy met verwyte moes reageer het? Jy moes sterker gewees het, jy moes meer geoefen het. Daardie een oomblik van onverskillige uitlating kon sy broer laat val het en reguit in die afgrond laat beland het. Nou dit is presies hoe broederliefde werk. Ons almal kom op plekke wat ons gly, swak is en ons val amper. En dit is juis daar waar die Here van ons verwag om nie te weg te kyk van diegene wat struikel nie, maar om uit te reik, vas te hou en mekaar waarlik te dra. Want een hand wat uitreik kan 'n hele lewe red. Net so was dit ook in die Bybelse tyd. En ek het voorbeelde gaan soek in die Here se woord, want daar's altyd vir ons voorbeelde, want die Here se woord is vir ons geskryf, nie net vir daai tyd nie, maar vir vandag nog. Dis nog steeds vir ons 'n riglyn van hoe ons moet lewe. Een verhaal het ek gaan kry in Genesis, en dit is in Genesis 4, van Kain en Abel. Nou die 2 broers is uit dieselfde huis gebore, dieselfde ouers, maar met 2 harte wat uit mekaar dryf. Abel bring 'n offer wat die Here behaag en Kain se hart word gevul met jaloesie en woede. God waarsku homself en sê, die sonde lê en loer, maar jy moet daaroor heers. En tog kies Kain nie broederliefde nie. Hy kies nie om sy broer se hand vas te hou nie, hy kies om hom weg te neem. En daar op die simboliese rand van die afgrond verloor hy nie net sy broer nie, hy verloor ook sy vrede en sy verhouding met sy God. Hy het alles daar verloor. En dan vra God daardie diep vraag vir hom, waar is jou broer? Kain se antwoord hoor ons vandag nog, is ek my broer se oppasser? Maar die waarheid is, ja, hy is. En ons is broers en susters se oppasser en ons moet uitkyk vir mekaar. Ons moet die hele tyd uitkyk, waar is my broer en my suster? Is hulle nog saam met my hier? As Kain net anders gekies het en sy hart oopgemaak het vir liefde, maar sy gebrek aan broederliefde het hom oor die rand geneem, 'n afgrond van sonde, skuld en skeiding. Dan kan ons ook dink aan 'n ander verhaal in die Nuwe Testament. Ons lees dit in Markus 2 vers 1 en 2. U kan gerus die Bybels oopslaan en dit saam lees. Dan sien ons hoe broederliefde werklik lyk. Dis 'n baie bekende verhaal, ek dink vir baie van ons. En dadelik het baie saamgekom sodat daar selfs nie meer plek was nie. En hy was besig om aan hulle die woord te verkondig. En daar kom mense na hom met 'n verlamde man wat deur vuur gedra word. En toe hulle vanweë die skare nie naby hom kon kom nie, maak hulle die dak oop waar hy was. En nadat hulle dit oopgebreek het, het hulle die bed waar die verlamde man op lê, laat afsak. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde seun, jou sondes is vergewe, en ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op, en gaan na jou huis toe. Hier is 'n man wat nie self by Jesus kon uitkom nie. Hy is vasgevang, hy was beperk, hy was op sy bed gekluister, soos iemand wat op die rand van 'n afgrond lê en nie die krag het om homself te red nie. Maar hy het kosbare vriende, broers in die Here. Hulle sien sy nood en sy pyn, hulle voel dit. En hulle besluit, hulle gaan hom nie daar los nie. Hulle tel hom op,
dra hom deur die skare, en toe hulle nie by Jesus kon uitkom nie, gee hulle nie op nie. Hulle klim op die dak, breek dit oop en laat hom af reg voor Jesus se voete. Opgee was nie 'n opsie by hierdie vriende van hierdie man gewees nie. Dit is ware broederliefde. Nie net om te sê, ek sal vir jou bid nie. Hulle kon net sowel verbygestap het en gesê, môre broer, ons sal vir jou bid. Maar nee, hulle sit die daad by die woord en hulle vat hom en hulle dra hom. Hulle doen moeite om hom by Jesus te kry. En toe die Here die verlamde man en sy vriende se geloof sien en ook hulle volharding, liefde en bereidheid om te dra, het hy hom genees. Nou wat leer ons van broederliefde uit hierdie gedeelte? Dra mekaar se laste, Galasiërs 6 vers 2. Soms kan iemand nie self nie, dan moet ons hom dra. Broederliefde gee nie maklik op nie. Selfs toe daar hindernisse was, het hulle 'n plan beraam. Hulle het net geweet, hierdie man moet hulle by Jesus uitbring. Broederliefde bring mense na Jesus. Die grootste liefde wat jy kan wys, is om iemand nader aan Jesus te bring, want wie is groter as Jesus? Hy is ons geneesheer, hy is die een wat herstel bring in verhoudings, hy is die een wat voorsien, hy is die een wat ons beskerming. Nou wie is die verlamde in ons lewens? Iemand wat gaan sit het langs die pad, moed verloor het en iemand wat nie meer self kan bid nie en ver van die Here af voel, en ook my broer en suster wat fisies honger en dors het en nie 'n warm kombers in hierdie yskoue winter het nie. En ons kan onsself vra, is ek een van die 4 wat help dra, of staan ek op 'n afstand en ek sal vir jou bid, broer, om warm te word? Broederliefde kan iemand se hele lewe verander. Stel u voor op 'n besige Sondagoggend, mense stroom by die kerk se deure in en daar word oor en weer gegroet en gesels. Almal is op pad om die Here hier by die diens te ontmoet en sy naam groot te maak, maar eers, nie ver hier vandaan nie, sit iemand by die huis, hy wou ook graag 'n kerk toe gegaan het, maar die las van die lewe is net vir hom te swaar. Dalk is dit siekte, finansiële nood, moedeloosheid, wanhoop, of 'n motor wat onklaar geraak het, wat hom vasdruk soos kettinge. En skielik is daar 'n klop aan die deur, nie omdat hy iemand gevra het om hulp nie, maar omdat iemand hom lanklaas gesien het en omgee, 'n mede-pelgrim wat kom om hom te help opstaan. Hy vat sy hand, nie net fisies nie, maar ook geestelik. Hy dra hom deur gebed en liefde, en skielik lyk alles vir daardie persoon anders. Hy kan weer helder sien, sy fokus het weer geskuif na Jesus toe. Nou dit is presies wat hierdie 4 mans gedoen het. Hulle het nie gewag dat hulle vriend van self regkom nie, hulle het hom gedra tot by Jesus. Soms is dit so eenvoudig, 'n besoek aan iemand, 'n hand wat jy vashou, 'n gebed wat jy saam met iemand anders bid, 'n hart wat sê, ek los jou nie, 'n bord kos wat jy vir iemand aandra, of net 'n boodskapie van aanmoediging. Want broederliefde sê, as jy nie meer kan loop nie, sal ek jou dra. Dit is wat broederliefde sê. Die vertrekpunt van hierdie boodskap is dat die Here ons roep om 'n verskil in mekaar se lewens te maak, net soos wat Jesus gedoen het op aarde. Hy het 'n verskil in mense se lewens gebring. Jesus het nie verniet gesê, ek doen net wat die Vader my beveel en nou moet julle my voorbeeld navolg. Ons is hier om die Here te aanbid en om 'n verskil in mekaar se lewens te maak. Die 4 mans het hierdie boodskap duidelik verstaan. Hulle het nie net gevoel nie, hulle het gedra. Hulle het nie net gedra nie, hulle het opgetree. En dalk is daar vandag iemand in u lewe, iemand wat stil bly, wat jy vir 'n geruime tyd nie meer by die dienste sien nie, iemand wat self nie meer kan nie.
Moenie wag nie, wees een van daardie 4, want wanneer ons iemand dra, is ons besig om Jesus se liefde sigbaar te maak. Jesus se liefde is mos in ons, so dit moet weer uiting kry, so ons moet ons medemens dra. Mag die Here ons as Jatniel gemeente help om uit te kyk vir mekaar. Gemeente en ook ons huisgenote, daar is verskillende behoeftes onder mekaar en soos Jesus ingestel te wees op die Vader en die leiding van die Heilige Gees om uit te reik na stikkende mense wat belas en belaai is, sodat ons vir hulle fisiese water en ook geestelike water van die lewe kan aanbied om hulle dors te les. Ek wil u aanmoedig om wanneer jy iemand sien wat op die punt van 'n afgrond staan, wat se voet enige oomblik kan gryp hulle met al 2 hande, gryp 'n arme been en 'n hand, enige iets waar jy kan bykom, moet net nie dat hulle gly en omkom nie, gryp hulle, want dit is die Here se hart, maar reik uit sodat hulle kan weet, daar is iemand wat omgee, wat vir hulle water wil aanbied vir hulle dorps. Gryp hulle, want ons is die arms en die bene van Jesus op aarde, en daar is niks wat Jesus meer sal wil doen, as om mense op te tel en teen sy bors te druk. Tel hulle op en herinner hulle dat hulp op pad is. Ek lees graag vir ons Jesaja 40 vers 9. O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg, o Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Kyk, die Here sal kom as 'n sterke, en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wy soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arms vergader en aan sy bors dra. Die lammeroeie sal hy saghuis lei. Die Here se goeie boodskap aan die mensdom kan altyd bestempel word as die evangelie. Die kind Jesus wat vir ons gebore is en uiteindelik aan die kruishout gesterf en weer opstaan tot redding en verlossing van hierdie sondige wêreld. In hierdie geval is hierdie goeie boodskap dat die God wat sy volk uit gevangenskap in Egipte bevry het, weer daar was om sy beleerde volk te red en te beskerm. Hy het dit weer gedoen. Die versekering dat God by ons is, lees ons ook in Jesaja 43 vers 1 en 2. En dit is so 'n pragtige skriffie waarmee u altyd iemand anders kan bemoedig. Maar nou, so sê die Here jou skepper, o Jakob en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou by jou naam geroep en jy is myne. Wat 'n versekering is daarin opgesluit. As jy deur die water gaan, ek is by jou. As jy deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Hierdie is 'n belofte waarop ons kan staan. Ons Skepper en Vormeerder sê in duidelike woorde dat ons syne is en dat hy ons by die naam geroep het en niks ons uit sy hand uit sal ruk nie. As u vanmôre self moedeloos voel, op die rand van 'n afgrond is, kyk links en regs van u, daar is medebroers en susters wat gereed staan om u te help en te dra na die Here toe, die een wat genees, vertroos, verbind en uitkomste gee, en weet, die Here staan gereed om u verder te dra, soos 'n herder wat sy lammers styf teen sy bors druk. Kom ons hak by mekaar in, ons wees op die uitkyk vir mekaar, en as jy iemand lanklaas gesien het, gee hom 'n boodskapie, vra my broer, my suster, ek mis jou, en gee hom 'n aanmoediging. Net die liedjie vanmôre het ek so opgestaan met hierdie liedjie, I love this family of God. Ons is 'n familie in Christus, ons is daar vir mekaar, en laat die broederliefde deur ons straal. Amen.